net so toe, raak sommer net bewus van die oomblik. Het is lekker om hier te wees vanmôre. So terwyl jy so met jou toe oë sit, het ek gedink, gaan ek vanmôre vir jou 15 minute kans gee, om so stil te sit, met jou toe oë, en net so die stilte om jou, net vir 15 minute te akkommodeer, en daarmee besig te wees. So vir party van julle het julle nou klaar afgeskakel, vir party van julle het gesê, ek gaan nou stilletjies uit hierdie kerkgebou uit opstaan en uitsluit. Maar ek gaan nie so lang stil kan sit nie. Ek gaan aan die slaap raak, of dit is my vreemd. Stilte is nie vir ons altyd aangenaam nie. So Here, as ons vanmôre stil word vir 'n oomblik, dan is ons gedagtes baie keer ons grootste vyand. En is dit juist hierdie tye wanneer ons gedagtes die aktiefste is, en besig is en rondbeweeg. En raak ons baie keer so gefrustreerd, omdat ons net nie kan afskakel nie, en net nie kan fokus nie. Dankie dat ons vanmôre ook net in hierdie besige tyd van die jaar, vir 'n paar oomblikke so net kan kom sit, kan asemhaal, en in U teenwoordigheid kan wees. Here, al kan ons nie vanmôre sien nie, bely ons met oortuiging, soos wat dit in die Bybel geskryf staan, Here, dat U leef, dat U die Skepper God is, dat U is en was en sal wees, tot in ewigheid. Amen. Groet jou vanmôre in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. Ons tema waarmee ons vandag besig is, het julle gekry vanmôre, selfs in 'n morsige bloedlyn kon God sy wil laat geskied, en het dit nie hom verhinder om uit te kom by wat hy wou nie, en het dit nie die geboorte van die Messias verhinder nie. So ons gaan en die Here God het vir die slang gesê, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die diere. Op jou maag sal jy seil, en stof sal jy eet jou lewe lank. Ek stel vyandskap in tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. As jy vanmôre jou Bybel vat, en jy vat hierdie 2 bladsye tussen die laaste woorde van die profeet Maleagi, en die eerste woorde van Matteus, en jy blaai dit om, dan het jy 400 jaar aanbeweeg. Dit staan bekend as die tussentestamentêre tyd. Die tyd tussen die laaste woorde wat deur Maleagi geskryf is, en die eerste woorde wat Matteus neergepen het. Dit staan ook bekend as die stiltyd. In hierdie 400 plus jaar het God nie gepraat nie. Daar was 'n doodse stilte gewees. Die profete het nie geprofeteer nie, en baie het gewonder of God weg is. 'n doodse stilte het daar geheers. As ek praat van 15 minute, dan kry ek en jy so 'n koue rilling op ons gesig en in ons rug. Wat van 400 jaar van stilte? Van afwagting, van 'n hoop dat hierdie woorde van Genesis 3 vers 14, dat iemand sal kom, die Messias, om hierdie slang se kop te vermorsel. In hierdie stilte tyd was God nie afwesig nie, was God nie weg nie. God het in die agtergrond gewerk, en God het baie strategies gewerk. As julle die profeseë van Daniël lees, dan sal julle lees dat Daniël profeteer dat groot wêreldmagte gaan skuif, en dat die een groot wêreldmag by die ander een gaan oorneem. En dis presies wat hier in die agtergrond gebeur. Die volk van die Here is weggevoer, die Babiloniërs was die sterk mag van daardie tyd. Hulle is weggevoer in ballingskap na Babilonië toe. En terwyl hulle daar in Babilonië was, ver van die tempel af, ver van Jerusalem af, ver van Sion af, het die sinagoge diens begin ontstaan. En het hulle iewers bymekaar gekom om so in kleiner groepe die Ou Testament te lees, die woord van die Here te hoor, die wet en die profete te oordink.
En so in hierdie sinagoge het hulle saam tyd spandeer. Babylonië en hierdie groot magtige ryk van daardie tyd het tot 'n val gekom. En 'n nuwe groot moontlikheid het oorgeneem. En so beweeg daar een magtige mag oor na die ander een. Die Grieke word in daardie tyd die sterk mag wat die wêreld beheer. En 'n baie interessante ding gebeur met die Grieke, ontstaan daar ook 'n universele taal. Die Griekse taal het die taal geword wat in die bestaande wêreld van daardie tyd gepraat is. 'n tipe taal wat almal verstaan het, amper soos Engels, wat almal bymekaar uitgebring het. En so met hierdie wêreldtaal en met hierdie skuif van magte is God in die agtergrond baie beslis besig met sy plan. En dan val die Griekse ryk. En dan so 68 voor Christus kom die Romeine aan bewind. En is hulle die mag wat die wêreld beheer. Ook die mag wat die wêreld beheer in die tyd wanneer Jesus gebore word. Vir 400 jaar is daar 'n doodse stilte. Net God wat in die agtergrond werk. Het jy al ooit gewonder, hoekom was God stil vir 400 jaar? Ek dink, ietsie wat ons vandag doen, het God ook gedoen, net oor 'n langer tyd. Wanneer jy 'n klomp mense bymekaar het, en jy wil 'n baie belangrike saak aankondig, ek dink sommer, vandag gebeur dit baie keer, dis 'n aanwysing van gender, as hulle babietjies of iewester vir mense sê wat 'n geslag gaan gebore word, dan vlieg party ons met 'n vliegtuig daaroor en hulle los ballonne en ander ouens het ballonne in die huis. Maar mense vat 'n glas baie keer by 'n troue, by so 'n belangrike geleentheid en jy vat 'n mes en jy tik daarteen en jy sê vir almal, bly net stil asseblief, ek wil 'n bitter belangrike aankondiging wil ek maak. En vir 400 jaar is God stil en is hierdie stilte eintlik presies dit waar God sê, bly stil, raak stil, want ek is op die punt om die belangrikste aankondiging te maak wat die wêreldgeskiedenis radikaal gaan verander vir ewig. Vir 4 generasies, eeue is God stil. En julle, as jy God was wat vir 400 jaar stil was, met watse woorde sou jy begin? Wat sou jy gesê het? Wat sou jy geskryf het? Wat sou jy, as jy Heilige Gees was, geïnspireer het vir Matteus om te sê, begin nou die Nuwe Testament met hierdie woorde. En dan begin Matteus met 'n klomp moeilike name. Matteus begin na 400 jaar se stilte in vers 1 tot vers 17 met 'n geslagsregister. Sou jy dit so begin het? Sou jy 'n klomp moeilike name vir iemand gegee het om neer te skryf om 400 jaar se stilte te breek? Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak en Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab. Aminadab van Nagson en Nagson van Salmon. En nou het jy al aan die slaap geraak. En Salmon was die vader van Boas by Ragab. Boas van Obed by Rut en Obed van Isai. Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabiam en Rehabiam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Usia. Usia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasseh, Manasseh van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Joachim en sy broeders.
toe is die volk weggevoer in ballingskap. En na die ballingskap was dit so gewees. Jojagim was die vader van Sealtiel, Sealtiel van Serubabel, Serubabel was die vader van Abihud, Abihud van Eljakim en Eljakim van Asor. Asor was die vader van Sadok, Sadok van Agam en Agam van Eliud. Eliud was die vader van Eleazar, en Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus, wat Christus genoem word. Altesaam was daar dus 14 geslagte van Abraham tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap, en 14 van die Babyloniese ballingskap tot by Christus. Wie is Matteus? Kom ons vertel mekaar net so 'n paar belangrike woorde van Matteus voordat ons in hierdie stukkie hipnose induik. Sy Hebreëse naam beteken 'n gawe van God. Hy was een van die 12 wat deur Jesus gekies is, dit weet julle. En in hoofstuk 9 vers 9 tot 10 skryf hy daarvan homself hoe hy in 'n gesprek met Jesus betrokke was en hoe hy toe vir Jesus begin volg het. En dan skryf Lukas in Lukas 5 vers 29 van Matteus iets, want Matteus was nederig genoeg om dit nie van homself te skryf in sy eie evangelie nie. En daar vertel Lukas vir ons dat Matteus 'n groot fees gereël het en dat hy daar Jesus teenwoordig was en dat hy alles wat hy gehad het opgegee het en dat hy vir Jesus gevolg het. Hy het ook bekend gestaan as Levi, waarskynlik dalk uit die stam Levi uit. En hy was 'n tollenaar gewees. 'n Tollenaar was 'n belastinginvorderaar. As ek en jy vandag met hierdie ou sou skouers skuur, dan sou ons heel waarskynlik verder verby hom geloop het. Matteus, die evangelie, is waarskynlik hier in 50 na Christus geskryf. En vir wie is dit geskryf? Vir Jode wat Christene geword het. En wat was die doel van Matteus? Matteus het 'n baie spesifieke doel gehad. Hy wou sy hoorders oortuig dat Jesus die Christus is. En dat Genesis 3 vers 14 in Jesus Christus, hierdie kind wat gebore is in Bethlehem, tot vervulling gekom het. Hy wou hulle oortuig dat hy die Messias is. Daar word baie gepraat van die koninkryk, 54 keer, die koninkryk van die hemel 34 keer, en 32 keer van die 34 keer gebruik Matteus daai benaming, die koninkryk van die hemel, gebruik hy as hy skryf. Jesus word deur Matteus geskryf en beskryf as die Messias, die Christus. So dit is baie belangrik. As jy iewester in 'n getuienis in 'n hof betrokke is, dan is daar gewoonlik meer as een getuie wat praat. Matteus, Markus, Lukas en Johannes is eintlik 4 getuies wat God deur die Gees gebruik om hierdie volledige verhaal van Jesus vir ons te kom vertel. So daarom is dit nie teenstrydighede nie. Daarom moet jy nooit bekommerd wees as jy in Lukas goed lees wat jy in die Matteus lees. En dis verskillende boeke, dis verskillende perspektiewe, verskillende getuies wat kom praat oor hierdie selfde ding, en dit is Jesus, die Christus en die evangelie, die goeie nuus van God. Matteus fokus die klem op Jesus wat die koning is, die koning van die Jode. En daarom as jy al 'n bietjie navorsing gedoen het en jy het al 'n bietjie gegoogel, dan sal jy agterkom dat die kerkvaders het vir Matteus, Markus, Lukas en Johannes het hulle tekens gegee, simbole gegee, prentjies gegee waarmee hierdie evangelie bekend gestaan het. Die eerste 3 is die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas. Sinopsies beteken dit volg 'n bepaalde lyn. Johannes is iets heeltemal anderster. Hy skryf dit uit 'n ander hoek uit en op 'n ander manier. Markus is baie interessant. Die teken, die simbool wat vir Markus gebruik word, is 'n os.
Die evangelie van Markus word voorgestel met 'n os. Hoekom? Want 'n os word gekenmerk as 'n dier wat diensbaar is. Dis 'n dier wat dien, dis 'n dier wat trek, dis 'n dier wat in diens is. En Markus kom sê, Jesus is die slaaf wat gekom het om in diens te wees, om diens te lewer. Lukas se prentjie is die van 'n man, want Lukas kom skryf spesifiek met die fokus om te sê, hy is die seun van 'n mens. En as jy by Johannes uitkom, dan is die simbool wat? 'n arend. Want Johannes beskryf Jesus as die seun van God. Nou, dit is sommer net so 'n bietjie agtergrond, sodat ek en jy net vanmôre in hierdie ou se voete kan inkom en in sy skoene kan inkom. Wat is sy bedoeling? Wat is die bedoeling van hierdie skrywer Matteus? 400 jaar stilte, die Heilige Gees inspireer hom so, en hy begin sy evangelie met hierdie geslagsregister. Hierdie is die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Nou, dit is belangrik vir jou, as jy in die eerste eeu van Christus gelewe het, die eerste eeu, eerste 100 jaar, dan was jou CV nie watter werk jy gedoen het nie. En dit het nie gegaan oor jou kwalifikasies in terme van jou vaardighede nie. Dit het gegaan oor jou stamboom. Dit het gegaan oor jou afstamming en jou geslagsregister. Dit was bitter belangrik geweest. Daar's vandag in die wêreld is daar 'n nuwe belangstelling in geslagsregisters. En die internet help ons ongelooflik baie daarmee. Baie van mense vandag kom sê, maar ek wil agterkom, waar kom ek vandaan? Waar loop my lyn? Waar kom die nelle vandaan? Ons kom iewers van Frankryk af, daar's 2 nelle, daar's een met 2 L'e en een met 1 L, en hierdie lotte het met mekaar beklei, en toe die 1 L'e en die 2 L'e uit mekaar uitgetrek, en ek het nog nooit die moeite gedoen om presies te gaan kyk, maar waar kom ek vandaan nie, maar mense doen dit vandag. In daai eerste eeu was dit onbeskryflik belangrik om jou geslagsregister te hê. As jou geslagsregister weggeraak het, dan het jy 'n stuk van jou identiteit verloor. Die geslagsregister het gesê, wie's jy? Die geslagsregister het bewys dat dit wat jy sê die waarheid is. So wat is Matteus se hoofdoel wanneer ons hier induik vanmôre, 'n paar dae voor Kersfees, en ek lees vir julle die teks, Matteus 1 vers 1 tot 17, en as ek nou vir jou 'n toets moet gee, gaan julle so 3 uit 20 kry. Julle gaan nie die name eers onthou nie. Wat was sy bedoeling gewees? Hy gebruik 2 groot belangrike name hier aan die begin. Hy praat van Dawid, die seun van Dawid, en hy verwys na Abraham. En dit was die 2 groot figure gewees in die Ou Testamentiese tyd. So wat wil hy doen? Sy bedoeling is om te bewys dat Jesus, hierdie kind wat gebore is, hoofstuk 2 wat ons nou of volgende donderdag gaan lees, hy is waarlik die Messias. Hy is die waarmaker van daai profesie wat in Genesis 3 vers 14 verkondig is. Hy is die lang verwagte koning van die konings. En nou gebruik hy hierdie spesifieke name om vir my en vir jou dit te kom bevestig en dit te kom verduidelik. So wat is die eerste doel? Die eerste doel van hierdie 17 verse deur hierdie geslagsregister is om vir my en vir jou te kom sê dat Jesus is waarlik die Christus. Hy stam af van Abraham, die vader van al die gelowiges, en hy is die seun van Dawid. Nou jy moet net 'n paar gedagtes saam met my terugbeweeg. Wat het God vir Abraham gesê? God het vir Abraham gesê, jy sal tot seun wees vir al die nasies van die wêreld. So uit hierdie geslagsregister uit met die geboorte van Jesus wil God dit kom bevestig. Uit hierdie nageslag het daar inderdaad iemand gekom wat tot seun gaan wees van al die nasies. En die ander belangrike ding, daar was 'n belofte gewees wat God aan Dawid gemaak het. En dit was dat daar vir altyd iemand op jou troon sal sit wat uit jou nageslag uit sal kom. Tot in ewigheid. En wanneer hy hierdie geslagsregister so neerpen, dan doen hy dit op 'n baie spesifieke manier om vir die Joodse hoorders en vir my en vir jou vandag in 2025 onomwonde te bevestig dat hierdie Christus wat ek en jy Jesus noem, wat gebore is, wat ons in Kerstyd herdenk, is inderdaad die seun van Dawid uit die nageslag van Abraham, die koning
van die konings. Nou weet ek nie of julle dit raak gelees het nie. Wie skryf hier? Matteus skryf hier. Wat was sy beroep gewees? Hy was 'n tollenaar. Hy was 'n ou van syfers. Die tollenaars in daai tyd was gehate mense. Wat het hulle gedoen? Die Romeine het belasting geëis van die Israeliete, van die Jode, wat onder hulle bewind geleef het. So wat het hulle nou gemaak? Hulle het Jode aangestel om in hulle diens te werk, om belasting namens hulle by hulle eie volk te kry. So ek is nou Matteus, ek is 'n Jood, jy's 'n Jood, ek werk vir die Romeinse regering en ek belas jou, ek vat van jou geld en daai geld gebruik ek om myself te verryk en ek gee dit wat ek moet vir die Romeinse ryk. Maar ek het die vermoë om elke liewe sentjie wat jy iewester moet gee, nog sorgvuldig neer te skryf. My kop is met syfers aan mekaar gesit. En dit is bitter belangrik as jy hierdie geslagsregister lees, dat jy nie sommer net oor hom sal lees nie, maar dat jy sal bewus wees dat hierdie ou wat hier skryf, is 'n syferkundige. Dis 'n ou wat van syfers hou, en daarom is syfers en die simboliek van syfers binne in hierdie geslagsregister van hom ingeskryf. As jy saam met my lees, vers 17, altesaam was daar 14 geslagte van Abraham tot by Dawid, en dan was daar 14 geslagte van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap, en dan was daar 14 geslagte van die Babyloniese ballingskap tot by Christus. Ok? 14, 14, 14, 42. Nou hy kies selektief, hy kies name, ons gaan nou daarby stil staan, maar 14 speel 'n bitter belangrike rol in hierdie geslagsregister. En nou wonder jy dalk, 14, 14, 14, waarom skryf hy hier in die einde 14 geslagte, 14 geslagte, 14 geslagte? Want wat wil hy bewys? Hy wil bewys dat hierdie kind wat gebore is, hierdie Jesus, die Messias is. En hy is 'n afstammeling van wie? Van koning Dawid. So wie's baie belangrik in hierdie hele geslagsregister? Hy wil bewys dat Dawid en die geslagslyn van Dawid en die koningskap van Dawid deur hierdie Jesus vir altyd verder gevat word. So dan gebeur daar nou 'n baie interessante ding in die Hebreëse taal. In die Hebreëse taal en in die antieke tale van daai tyd het elke konsonant, elke letter het 'n waarde, 'n numeriese waarde gehad. Nou as jy Hebreëus lees, dan is Hebreëus net met konsonante geskryf. Daar is sulke kolletjies en sulke goedjies in wat ons vokale noem. Dit help net vir ons ouens om daai moeilike taal te kan lees. Maar as jy 'n Jood is en jy lees die antieke Hebreëus, dan is daar net konsonante. En nou as jy die woord Dawid vat, dan staan daar D, W, D. Daf, waf, daf. En daarmee saam sit ons nou konsonante by en help die Jode ons om 'n bietjie te verstaan. In die moderne Jood en die moderne Hebreëus het 'n bietjie konsonante by, vokale by, en dan lees ons David, maar eintlik staan daar daf, waf, daf. En nou het hierdie numeriese waarde van hierdie konsonante 'n baie simboliese betekenis in hierdie geslagsregister. Die daf is gelyk aan 4. Die waf is gelyk aan 6. En die daf is gelyk aan 4. Daf, waf, daf. 4 plus 6 plus 4 is gelyk aan 14. 14 geslagte van Abraham tot Dawid. 14 geslagte van Dawid tot by die Babyloniese ballingskap. 14 geslagte van die Babyloniese ballingskap tot by die geboorte van Christus. So wie's die senter? Wat wil Matteus deur hierdie teks kom sê? 14, 14, 14, daar's geen twyfel nie dat dit gaan oor Dawid. Dat Dawid is die koning en Jesus stam af uit hierdie Dawid en hy is die koning van die konings met 'n hoofletter. So daarom is dit bitter belangrik om in die eerste paar sinne van hierdie teks en die laaste paar sinne van hierdie teks 100% saam met Matteus tot die punt te kom om te sê, maar daar's geen twyfel nie. Jesus is die afstammeling van Dawid en hy is die koning wat op hierdie troon gaan sit. Die waarmaking van die profesie in die Ou Testament wat sê, ek sal iemand op jou troon laat sit tot in ewigheid. Daarom begin hierdie geslagsregister met Dawid en dan eindig met Dawid.
Want daardeur wil hy kom sê, die koning wat op die troon sit tot in ewigheid, is die Messias, is Christus, Jesus. En dan gebeur daar baie interessante ding, as jy nou 'n bietjie red tape inligting wil hê, of useless information, dan sal julle so 'n bietjie sien, in Lukas 3 is daar ook 'n geslagsregister. En Lukas 3 se geslagsregister werk 'n bietjie anderster. Lukas 3 sinne begin by Josef en hy eindig by God. En Matteus begin waar? Hy eindig by, of hy begin by Abraham, en hy eindig op die einde van die dag by Jesus. Want hierdie twee skrywers het verskillende bedoelings, sodat die geheel prentjie kan vol word. Nou as jy skerp is en jy ken jou Bybel, en jy lees Jeremia 36 vers 30, dan was daar 'n koning, en hierdie koning Joachim was 'n koning wat so roekeloos geleef het, hy het so losbandig geleef, dat God deur 'n profeet vir hom kom sê het, vervloek is jy, en van jou nageslag gaan daar niemand meer op die troon sit nie. So hy kom hier uit Dawid uit, né? So dis die bloedlyn wat nou loop, en nou kom hier 'n koning, en hierdie koning leef so roekeloos, dat God hom vervloek. So nou sê 'n mens vir jouself, okay, hoe werk dit nou? Hoe gaan Jesus nou op die einde van die dag hierdie koning word wat op hierdie troon sit, want God self vervloek hierdie koning. Die Matteus weergawe is die wetlike bloedlyn van Jesus. En hierdie is red tape inligting, julle kan dit vergeet, né? Dis die wetlike bloedlyn van Jesus. Lukas se weergawe is die biologiese bloedlyn van Jesus. En hierdie twee goed kom by mekaar, sodat hierdie profesie, sodat hierdie waarheid op die einde van die dag kan bestaan. So wat gebeur nou? Josef is nie Jesus se pa, se biologiese pa nie. Dit weet jy maar so goed soos ek. Hy was nêrens by Maria betrokke gewees nie. Maar wat wel gebeur het, toe die kind gebore is, het hy hierdie kind wettig aangeneem as sy eie. Die Lukas weergawe vertel vir ons die biologiese bloedlyn van Jesus. En so op die einde van die dag, as hy die biologiese bloedlyn kom, dan sien jy Maria is net die draer van hierdie goddelike kind wat binne in haar deur die Heilige Gees verwek is. Los van hierdie sonde, nêrens met sonde bedek nie. Skoon bloedlyn van God. Biologies God se kind. Matteus kom sê dat iets gebeur, maar dit is nie groot genoeg om hierdie hele ding tot nul te maak nie, want Josef het vir Jesus wetlik aangeneem as sy kind. Al was daar in hierdie bloedlyn iewers ter sonde, het hierdie skoon bloedlyn van Maria se kant af gekom. En die oomblik toe Josef vir Jesus wetlik aangeneem het, het hy al die regte gekry in die Joodse kultuur, asof dit sy eie kind was. So daarom was Josef in 'n mate eintlik aangeneem, Josef se kind, Jesus, Josef se kind, en kon hy dan deur hierdie lyn op die troon sit as die koning. So biologies en wetlik gesproke, kom sê Matteus vir my en vir jou, is hierdie ou wat hier gebore is, wat ons Jesus noem, die Messias, die koning van die konings, die seun van Dawid, wat op die troon gaan sit vir ewig. Die tweede belangrike ding, wat hy deur hierdie geslagsregister vir my en vir jou wil kom help verstaan, is dat die buitestanders, wat ek en jy beslis nie, in ons geslagsregister sal noem, is juis hierin opgeteken. Mense vandag doen 'n interessante ding, né? As hulle 'n CV opstel, dan sit hulle doelbewus goed daarin, en hulle laat doelbewus sekere goed uit. Die slegte goed wat gebeur het in hulle lewe, dit los hulle, en die goeie goeder sit hulle in. Soos ek en jy, Matteus was, en ons het na 400 jaar van stilte, die stilte gebreek, en ons begin 'n geslagsregister skryf, om hierdie wetlike, biologiese, wetlike bewys op die tafel te sit, dat hierdie kind wat gebore is die Messias, dis die Christus, dis Jesus, die koning van die konings. Wat gaan jy in die geslagsregister skryf? Elke family tree has some sap, skryf iemand in 'n Engelse kommentaar. So elke geslag en elke huisgesin en elke familie het maar sap, né? Het maar 'n vrot appel iewers in die boom. In plaas daarvan dat Matteus hierdie vrot appels afgooi van hierdie boom af, sluit hy bewustelik onder leiding van die Heilige Gees 'n klomp growwe
morsige name hierin. In die eerste plek wil hy kom wys, ongetwyfeld, Jesus, afstammeling van Abraham, seun van Dawid, dis hy wat op die troon sit, die Messias. Tweedens kom sê hy, God sluit buitestanders, mense in sy plan. Morsige mense verhinder nie God om by sy plan uit te kom, om die Messias aarde toe laat kom. Ek wil sommer net so 1 of 2 name met jou deel. Ons het nie tyd om by almal stil te staan nie. Maar as jy vir 'n oombliekie net so by die vroue stil staan, dan is dit eintlik skokkend wat hy doen. In die antieke Hebreëse tyd het 'n vrou se naam nie in 'n geslagsregister beland. By uitsondering. En in hierdie geslagsregister 4 en Maria se naam maak dit 5. En hierdie 4 vrouens wat hier genoem word, is nou nie die vrouens wat ek en jy in ons geslagsregister sal skryf. En manne, ons kom nou by julle, vrouens hou net so 'n bietjie uit. Die eerste ene is Tamar. Tamar. Weet julle wat het sy gedoen? Sy het by haar skoonpa geslaap. Sy het haar vermom soos 'n prostituut. En toe slaap sy by haar skoonpa. En toe kry sy 'n tweeling. Maar sy het sy kierien van sy juweliersware gevat. En toe die pop op die fan slaan en hulle haar roep om in die brand te steek en dood te maak, toe sê sy, kan julle net vir my help om te sê, wie sin is hierdie? En wie sin was dit? Dit was Judas se, van nou daarby kom. So Tamar, 'n Kanaaniet, 'n heiden. Nie 'n Jood nie, 'n heiden, wat bloedskande met haar eintlik skoonpa gepleeg het, onder die dekmantel van 'n prostituut. Rahab ken julle. Rahab is iemand wat ons nou meer van bewus is. Wie is dit? Dis daai vrou, die prostituut, daar in Jerigo, toe die verspieders weggekruip het sy vir hulle 'n skuilplek gegee, en daar het sy die Here leer ken, en daar het sy gesê, as die Here hierdie stad kom verwoes, sal ek 'n rooi tou buitekant laat uithang, en sal julle asseblief my lewe en my gesin se lewe spaar. Maar sy is nie op die ramlys wat in 'n geslagsregister hoort, die top 5. Rut is 'n Moabitiese vrou. 'n Moabitiese vrou. Waar kom die Moabiete vandaan? Die Moabiete kom van Lot af. Lot se dogters het na Sodom en Gomorra se verwoesting, het hulle by hulle pa geslaap, want hulle het gedink al die mans is uitgewis, hulle gaan nêrens ter iemand kry om vir hulle kinders te gee nie, toe slaap hulle by hulle pa, en toe word hulle vervloek, en dis van daar af waar die Moabiete ontstaan het. Moabiete mag nie in die tempel gekom het nie, hulle mag nie in die teenwoordigheid van hierdie God van Israel se rituele gekom het nie. Dis Rut. Sy is binne in hierdie geslagsregister ingeskrywe. En dan staan daar 'n baie interessante ding, Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Hulle noem nie eens haar naam daar, maar die rede daarvoor is, hierdie skrywer wil vir die lesers dit baie duidelik maak, dat wie is hierdie vrou, ons gaan nou by Dawid kom, en wat het daar gebeur? Batsheba, dit is die vrou van Uria, by wie die koning van die konings, die man na God se hart, geslaap het, en 'n kind gekry het. En dan die laaste ene is Maria. Sy word ingesluit, 'n klein, nederige meisietjie van 'n klein, stil, obskure dorpie. En deur hierdie vrouens, en die insluiting van hierdie vrouens, kom sê God eintlik 'n radikale ding. God sê, in my plan met hierdie wêreld, sluit ek die sogenaamde randfigure, en hulle wat uitgesluit word deur die samelewing, sluit ek in. Dis 'n radikale verklaring wat Matteus hier doen, van God se manier van doen, en van hoe God met die wêreld besig is. En dan as ons so 'n bietjie tussen die manne gaan loer, dan sien ons 'n paar interessante manne. Op Facebook is daar 'n vieslike ding. Daar's 'n ding wat hulle noem The Wall of Fame
and the wall of shame. Moenie jou hart daar deel nie. As jy vies is vir iemand, moenie dit nie. Moenie jou goed daar op the wall of shame en goed gaan uitpak nie. Gaan sien iewers ter iemand. So, is beter. As jy nou vrot goed gekoop het by 'n kafee, dan kan jy seker dit nou maar daar opsit. Maar ons het nou eintlik gedink as Matteus hier gaan skryf, dan gaan hy van die sogenaamde wall of fame praat as hy nou by die manne uitkom. Kyk, die vrouens in daai tyd was nou maar so 'n bietjie tweedehands gewees en as jy nou 'n paar van hulle se slegte goed neergeskryf het, dan was dit nou maar hoe dit gebeur het in daai tyd. Dan sê God, hier trek ek nog 'n bietjie 'n verder streep manne en ek kom wys sommer vir julle ook 'n punt. As ek besig is met die wêreld en ek is besig met my plan met hierdie wêreld, dan dink ek radikaal anderster as mense. In plaas van 'n hall of fame is hierdie geslagsregister eerder 'n hall of shame. 'n muur van skaamte. Wie lees ons hier? Met wie begin hy sommer? Met Abraham. Wie's Abraham? Hierdie ouens het goeie goed ook gedoen. Maar waarmee is die Here hier besig? Die Here wil hier met sy goeie nuus, met die geboorte van Jesus, met die stilte wat hy breek, kom sê, moenie dink ek sluit mense uit nie. Moenie dink my genade is net vir sekere mense nie. My genade sluit almal in. En Abraham het baie mooi goed gedoen, die vader van geloof. Maar het julle geweet dat hierdie farao het 2 keer gelieg, blaatant. En as ek 'n vrou was, sou ek vir hom geroer het. 2 keer. Eerste keer met die farao, die tweede keer met 'n ander ou. Konings, kom hulle in die land, dan wat doen hy? Dan sê hy vir die koning, hierdie vrou, Sarah, is my sussie. Hoekom doen hy dit? In daai tyd het dit so gewerk, as ek die koning was en jy was mooi en jy was getroud met iemand anderster en ek het gedink ek soek jou, was daar 'n geskrewe wet wat gesê het, ek mag nie 'n getroude vrou vat. Maar wat het ek dan gedoen? Dan hier ek die maffia en ek haal jou uit en niemand lees weer van jou nie, jy raak net vermis. Ek maak jou dood. En dan is jy mos nie meer getroud nie. En dan vat ek jou. Dan is hy my vrou. So hierdie ou, hy was bang dis wat met hom gaan gebeur. So wat doen hy? Hy sê vir die vader, moenie my dood maak nie, hoor. Vat maar my vrou, want sy is eintlik my sussie. Hoe moet sy voel? Wat sou jy gedoen het, Sarah? Eers ek sou vir Abraham geroer het. Eintlik praat hy halwe waarheid, want sy is eintlik sy halfsussie. Hulle het dieselfde pa gehad en verskillende ma's. Maar hy lieg. Hy lieg 2 keer, blaatant, om uit die moeilikheid te kom. Die vader van geloof word hier ingesluit, in God se plan. As hy die stilte breek, dan noem hy hierdie ou se naam. Jakob. Julle, hy staan bekend in die Bybel as wat? As die bedrieër. Hy bedrieg sy boetie. God het vir Esau gesê, jou broer gaan jou dien. Ag, hy het vir Jakob gesê, jou broer Esau gaan jou dien. Maar wat doen Jakob? Nee, hy glo nie God gaan dit regkry nie, so hy sorg die probleem self uit. Wat doen hy? Hy rokkel die eersgeboorte reg af by Esau met 'n pot lensiesop. Asseblief, nee, hy moet vir my iets anders gegee het. Lensiesop, never. Groentesop miskien. Ertjiesop, vat jou eersgeboorte reg, hou my maat. Ek vat dit nie. Hy belieg hom daar, hy bedrieg hom daar. Kan julle onthou, as julle nou dink, dit was 'n moment van swakheid gewees, dan is hy en sy ma besig, toe sy pa hulle moet seën met velletjies en goed en whatever allester. Hulle bedrieg die blinde pa, Isak. Hy's 'n bedrieër, totdat God se pad met hom kruis. En hy 'n naglang worstel met hierdie God. En God sy hart verander. En sy manier van doen verander. En sy naam word Israel. Die vader van God se volk. Juda, ons het nou na Juda verwys. Tamar. Juda, hy loop rond. Hy sien hierdie vrou. Hy gaan slaap by sy skoondogter, wat vir hom was soos 'n prostituut. Juda is binne in die geslagsregister. Sou jy hom daar ingeskryf het as jy Matteus was, as jy die stilte moes breek? Sou hierdie vrot appeltjie hier gewees het? Sou hierdie morsige storie hier ingeskryf was? Sy naam staan nie in. Dawid, ons het nou gelees, wanneer hy hier skryf, dan sê hy, Dawid was die vader van Salomo by die vrou Uria.
by die vrou van Uria. Hoekom skryf hy dit so? Hoekom sê hy nie Batseba nie? Want hy wil hê dat almal moet weet, deur wat het hierdie ou Dawid gegaan? Wat het hy gemaak? Hy het sy boesemvriend mislei. Hy het sy boesemvriend se vrou afgevry. En toe die pop op die fan slaan en sy swanger word, toe haal hy hom uit. Hy maak hom bewustelik dood. Dis die koning, die man na God se hart, wie se naam numeries 14 is, uit wie se nageslag die koning van die konings gebore is. Salomo ken julle net so goed soos ek, 700 vroue, 300 byvroue, die wysste man onder die son, het die grootste afgodaanbidder geword. So dit sê vir jou, maak nie saak watter wysheid jy het nie, die vlees kan nog steeds jou wysheid overrule. So jy moet versigtig wees. Selfs die wyse man het droog gemaak, maar hy beland die in. Hy beland die in. En dan Manasseh is een wat hier bietjie na onderlaag toe staan, as ek net so oomblikie by hom kan stil staan. Manasseh is een van die konings wat as boos beskryf was. Hy het sy eie seuns geoffer, aan die brand gesteek. En hy beland hier. So wat kom sê dit vir my en vir jou? In die eerste plek, Jesus is die Messias, die seun van Dawid, uit die nageslag van Dawid, biologies en wetlik die troonopvolger, die koning van die konings op die troon vir ewig. Al hierdie name verder kom sê, die gemors, die morsigheid, is juis die boodskap. Die morsigheid van hierdie mense verhinder nie God om die Messias na die aarde te laat kom nie. Dit is juis die boodskap. Uit al hierdie stories uit al hierdie stories van prostitusie en van leuns en moord en al hierdie goeders, is daar eintlik so 'n mooi sentrale waarheid. God kies altyd die nie volmaakte mense om sy volmaakte doel te bereik. Hierdie geslagsregister, hierdie boodskap 4 dae voor Kersfees kom sê vir my en vir jou, dat God se genade hang nie af van jou status nie. Dit hang nie af van jou kwalifikasies nie. God se genade in hierdie geslagsregister kom wys vir my en vir jou ten spyte van. Jesus se verlede het nie hom geïdentifiseer en gedefinieer nie. Jesus se identiteit het nie van sy geslagsregister afgekom. Sy identiteit het van God die Vader afgekom. Kan jy onthou toe hy daar uit die water uit opgestaan het, nadat Johannes hom gedoop het, wat het God uit die hemel uit gesê? Dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Dis jou identiteit. Dis jou identiteit. Die geslagsregister, die nageslag waardeur en uit wie jy gebore is, bepaal nie jou identiteit nie. So daarom kan ek en jy vanmôre weet, as dit Kersdag is, dan vier ons die geboorte van die wetlike, biologiese Messias, die koning van die konings, uit die geslag van Dawid uit. Onomwonde. Maar in hierdie tyd, as ons hierdie geslagsregister lees, dan herinner dit vir my vanmôre dat elke familie van ons het ook maar 'n morsige storie. Elkeen van ons. Ons het ook stories van misbruik, van verslawing. Ons het ook stories van verliese. Maar die geskiedenis weet nie die finale sê. Net soos die geskiedenis in hierdie geslagsregister nie die finale sê van Jesus. En daarom kom herinner Paulus vir ons in 2 Korintiërs 5 vers 17 aan 'n baie belangrike waarheid. Daarom is jy in Christus 'n nuwe mens. In Christus is jy 'n nuwe mens. Die ou het verbygegaan en die nuwe het gekom.
hierdie morsige geslagsregister van Jesus kon nie keer dat God sy doel bereik het nie. Maar dit het ook nie Jesus se identiteit bepaal nie. God het sy identiteit bepaal. Ek en jy is nie bestem om die foute van ons vorige geslagte te herhaal nie. Dit leer ons en ons leer daaruit. Maar 'n Christen wat glo in Kersfees, wat glo in die geboorte van Jesus, wat vanmôre hierdie geslagsregister lees en die waarheid daarvan omarm, sê, my fokus is op die toekoms. My fokus is op die toekoms. In Christus het ek 'n toekoms. Vergeet van dit wat agter is en strek jou uit na dit wat voor is. Jesus het gelewe tot eer en verheerliking van sy Pa. En hy het nie toegelaat dat die geslagsregister waaruit hy gekom het, sy lewe en sy identiteit bepaal het. God het nogal redelike morsige mense gebruik om sy groot genadeplan met hierdie aarde te bewerkstellig. Jou erfenis en my erfenis is nie ons nalatenskap. My erfenis wat ek ontvang het deur my geslagslyn tot en met vandag toe is nie so belangrik soos die nalatenskap wat ek los. Jesus se geslagslyn was nie so belangrik geweest soos die nalatenskap wat hy vir ons gelos het. Jou geslagslyn, jou erfenis word vir jou gegee. Jy kan niks daaromtrent doen nie. Jy het nie 'n keuse daar. Maar jou nalatenskap wat jy kies om te bou en na te laat, dit is jou keuse. Dit is jou keuse. En hierdie geslagsregister wys vir ons, so saam met hierdie bewys van wie Jesus werklik is, kom wys dit vir my en vir jou hoe God gebroke, stikkende, morsige mense kan gebruik. Niemand van ons is uitgesluit. Elkeen van ons is binne God se plan en binne sy vermoë om gebruik te word vir sy doel. En soos wat Jesus op die einde van die dag 'n ewige nalatenskap gelos het en gekies het om nie op die voetspoor van hierdie erfenis van hom te leef en op te tree nie. So het ek en jy in hierdie Kerstyd die geleentheid om sommer net weer daaraan te dink. Maar dit wat ek geërf het, my geslagsregister bepaal nie my identiteit. God bepaal jou identiteit. En wat maak ek en jy? En wat laat ons na? Die hele geslagsregister wys net vir ons een belangrike waarheid uit, dit is Jesus. Jesus. Iemand skryf hierdie mooi woorde, history of grace can become your story of legacy. History haal ons bietjie uit mekaar uit en ons sê, his story of grace. Sy storie van genade in jou lewe en in my lewe word ons storie van ons nalatenskap. Miskien voel jy vanmôre soos 'n Tamar of 'n Batseba of 'n Boas of 'n Rut of so Salomo. Miskien voel jy vanmôre dat jou lewe bietjie morsig is of dat jy al iets in jou lewe aangevang het of dat jy iets iewerster met jou geslagsregister en jou bloedlyn geërf het. Nou kom sê die Here vanmôre vir my en vir jou, so deur die spulname, dit bepaal nie wie jy is. As God hierdie ouens kan gebruik om by sy evangelie uit te kom, by die geboorte van Jesus, dan sal hy en wil hy en kan hy vir elkeen van ons gebruik. Maak nie saak wat vandag in jou CV staan,
wat jy uitlaat, sodat ander mense dit nie kan sien. Natuurlik moet ons dit met God uitmaak. Natuurlik moet ons met hom oor hierdie goed praat. As ons met sondebelydenis doen, dan moet ons dit doen. Maar dan moet ons ook die vergifnis van God vat. Hy het die stilte gebreek, na 400 jaar, met hierdie storie van genade. My genade vir jou is genoeg. Moenie dat jou geslagsregister van jou meer maak as wat jy moet wees. Maar moet ook nie dat jou geslagsregister, waarvan jy deel is, kom steel en beroof, in die plan en doel wat God vir jou in gedagte het. His story of grace can become your story of your legacy. Ek gaan vir jou so 'n oombliekie van stilte gee. Wat hoor jy vanmôre? Wat sê die Gees van die Here vir jou deur hierdie geslagsregister? Selfs die morsigheid van hierdie geslagsregister kon nie keer dat die Messias gebore word. Heilige Gees, kom en spoel sommer nou deur ons gedagtes 'n paar oomblikke in hierdie stilte. Dankie vir die bevestiging wat ons uit hierdie stukkie geskiedenis vanmôre kan kry, dat U waarlik die Messias is, dat U die seun van Dawid is, dat U wetlik en biologies al die blokkies afgetik het om die Messias te wees, wat vir soveel jare voorspel is. Dankie dat ons juis in hierdie Kerstyd so besonder kan dink aan U Jesus die Messias, die koning van die konings, wat mens geword het. Vader, die Satan het op so baie geleenthede probeer om U plan te keer. Ek dink sommer aan die babetjies daar in Egipte wat in die riviere verdrink is. As Moses nie daai water uitgehaal was nie, Here, dan sou hierdie lyn, hierdie geslagslyn iewers gebreek word. Here, as hulle vir U daardie dag gevind het, en U Vader nie vir Josef betyds gewaarsku het om Egipte toe te vlug nie, en hulle vir U in die Nylrivier gegooi het, en verdrink het, dan sou hierdie plan, hierdie genadeplan nie kon realiseer. Here, ons lees in Openbaring dat die draak vandag nog steeds besig is om ook U kerk en U kinders te pla, te verhinder, om uit te kom by dit wat U wil hê ons moet doen. Dankie Here dat U baie meer van ons dink as wat ons van onsself dink. Dankie dat ons in U hande bereikbaar is en dat U doel met ons sal bereik. Maak nie saak hoe ons geslagsregister lyk en waar ons vandaan kom. Dankie dat dit nie gaan oor my kwalifikasies of my talente of my gawes nie. Here, maar dat ek 'n nuwe identiteit in Christus Jesus het. Dat elkeen wat vir U in geloof aanvaar as verlosser, Messias, saligmaker, kan breek met die ou. Ons is nuut gemaak op pad saam met U na die nuwe. Ag Here, en op 'n dag soos vandag moet ons ook ernstig met onsself wees. En wil ons sommer net vir U kom askies sê, jammer sê, ook vir die goed wat ons in ons lewens doen, wat nie in lyn is met wat U wil hê. Here, dankie dat U ons uitnooi, kom na my toe, sodat ons dit kan uitmaak. Ek sal dit graag vergewe, ek sal jou skoon was, sodat dit wat jou verhinder, dat dit kan weggaan, dat dit kan skoon kom. Dankie Here dat U 'n doel het met ons elke een. Here, dat U ons op hierdie aarde neergesit het om in U pas te loop, maar om voetspore te los, om 'n nalatenskap te los. Here, dankie dat my nalatenskap in Christus Jesus baie belangriker is as my erfenis deur my bloedlyn. Heilige Gees, U het iets in gedagte vir ons elkeen vanmôre.
En ons wil graag nou vir 'n paar oomblikke net diep stil sit, terwyl U die stilte breek in ons gedagtes, met U woord. Met U woord, met U rema woord, wat U uit hierdie teks uit vanmôre vir elkeen van ons het. Here, ons wil nou stil word. Ons wil luister hoe U nou die stilte breek in ons gees. Daai woord wat jy nou hoor, wat die Heilige Gees so daar in jou gedagtes, so in jou geesdimensie met jou deel, ek wil jy moet dit vanmôre vat, jy moet dit inasem, soos wat jy suurstof inasem. Vat dit vanmôre wat die Gees nou met jou deel. Asem dit in, maak dit deel van jou denke, maak dit deel van jou gees, sodat dit ook jou manier van leef ook kan raak en kan verander. Wat wil jy graag nalaat? Wat wil jy graag vir die volgende geslag nalaat? Watter voetspoor wil jy trap vir jou kinders en jou kleinkinders? Praat sommer met die Here vir 'n oombliekie daaroor. Dit het alles met Kersfees te doen. Dit het alles met die geboorte van Jesus te doen. Omdat hy mens geword het, kan jy 'n ander nalatenskap leef. Wat wil jy los? Wat wil jy begin doen? Sodat jou nalatenskap, soos Jesus sy Vader verheerlik het, jou nalatenskap ons Vader in die hemel kan verheerlik. Here, ek bid dat U ons hierdie volgende paar dae tot en met die 25ste ons sommer net sal help om rustig te raak, stil te raak, om bewus te word ook van hierdie groot wonder wat gebeur het, wat ons eersdaags gaan vier. Help ons, Here, om al die reëlings en al die goed wat ons mee besig is, om dit te kan doen, maar dat dit nie soveel van ons tyd sal vat, dat ons sal vergeet waaroor dit regtig gaan. Dankie dat U mens geword het, dat U tussen ons kom woon het. Ons bid dit vanmôre met 'n groot stuk dankie sê.